Ek is Josef Oosthuizen en ek gesels vandag weer met Dani Malan en ons gaan voort om oor manlike Christendom te gesels. Hierdie is die 7de episode in hierdie reeks oor manlike Christendom en vandag gesels ons hierdie 5de hoofstuk van die boek Masculine Christianity geskryf deur Zachary Garris. Die titel van hierdie hoofstuk: Geslagsrolle in die skepingsorde. Gender roles in the creation order. En Daniel, ons kan miskien hier afskop, wil jy net vir ons sê waaroor in breë trekke hierdie hoofstuk gaan? Ja, dankie Josef. Ek is bly ons kan hierdie nou aangaan ook met die volgende episode. So die vorige hoofstuk het hy gewys dat die Christelike geloof patriargaal is. En daar het hy al klaar in 'n klompie tekste ingegaan. Ons het probeer om dit redelik deeglik te doen, maar ek sal weer die lesers nogals aanmoedig, gaan lees die boek of luister dit, hy's ook op Audible. So maar gewys hoe die Christelike geloof is patriargaal. Baie van dit wat hy daar sê, gaan hy nou in die volgende hoofstukke in meer detail uitpak. En hierdie is dan nou die eerste daarvan. So hierdie volgende hoofstuk is die eerste een van 2, waar hy wys dat patriargie begrond is in die skepingsorde. O, goed, dankie. En waar pas hierdie hoofstuk in die boek in? Wil jy vir ons ook sê, jy weet, hoe die boek uiteenval? Ja, ek dink is baie keer nuttig om net so trappie terug te gee en die geheel prentjie te kry. En so in hierdie boek ook dat jy weet waar trek ons nou in die boek. Ek sou sê mens kan die eerste 3 hoofstukke beskryf iets van die probleem. En dan hoofstuk 4 tot 11 beskryf die antwoord op die probleem en hoofstuk 12 is 'n oproep. So 'n probleem, antwoord en die oproep. En dan hoofstuk 1 tot 3, die probleem is die verwerping van Bybelse patriargie, van vaderheerskappy. En dan was daar 3 hoofstukke. Eerste een het gegaan oor die opkoms van die feminisme en die verrotting van manlikheid. Tweede een oor die seksuele rebellie en bekering. En die derde ene is die kompromie wat daar by sommige in die komplementêre kamp was. En nou, hoofstuk 4 tot 11 is dan die antwoord, en dit is dat die Christelike geloof is patriargaal. Dit is eintlik maar die hoofpunt van die hele boek. Dis 'n patriargale orde wat die Here geskep het. En dan word die res, hierdie word nou verder, dit was hoofstuk 4, die res word nou verder uitgepak van hoofstuk 5 tot 11. So, ons 2 hoofstukke wat wys dat patriargie is begrond in die skepingsorde. Hoofstuk 7 is patriargie in die huis, 8 tot 10 patriargie in die kerk, en 11 patriargie wat verder gaan as die huis en die kerk, so in die samelewing. En dan die laaste ene dan die oproep, so dit was die probleem, die antwoord, die oproep in hoofstuk 12, rig hy dan tot die manne in die kerk, en hy maak daarin 'n klompie mooi toepassings. Goed, so kom ons begin dan gesels oor hierdie hoofstuk 5, die geslagsrolle in die skepingsorde. Nou verduidelik eers, wat beteken skepingsorde in hierdie titel nou? Ja, ek dink is nuttig om die term net mooi uit te pak. As ons praat van skepingsorde, wel, dink dit, wat hoor jy? Skepping en orde. En as ons dan praat van skepping, dan moet ons dink dat God is die skepper, en hy het alle dinge geskep. Hy is die een wat alles gemaak het. So, wanneer hy dan skep, dan is hy ook die God van orde wat skep. So, wanneer hy skep, dan skep hy ook 'n orde in sy skepping. En ons noem hierdie orde wat God in sy skepping ingeskaap het, 'n skepingsorde. Dit beskryf hoe God sy skepping gemaak het en hoe hy dit wil hê. Nou, God is die bron van alles wat goed is, so sy skepingsorde sal daarom ook altyd net goed wees. Dit is nogal belangrik, want ek dink party gaan sê hierdie orde is sleg, is lelik, is boos. So as hierdie is die orde wat God gemaak het, en dan is dit 'n goeie orde, en God is wys, so sy skepingsorde is ook wys. Ek dink mens kan selfs ook hier sê, dis mooi. So dit wat God maak is mooi, daar's 'n skoonheid daarin, daar's 'n harmonie in dit wat hy maak. En dan God verander nie. So sy skepingsorde bly dieselfde en geld altyd. Dit is nie 'n orde net vir 500 of 1000 of 2000 jaar terug en nou vandag is daar 'n ander orde, dit het verander nie. Dit is 'n orde waar
wat kom van die skepping af en wat altyd so sal bly. So dit is 'n altyd geldende orde. Nou waarom is dit belangrik om te vra of patriargie begrond is in die skepingsorde? Ek dink dit is 'n baie belangrike vraag en jou antwoord op hierdie vraag gaan nogal baie sê oor waar jy val in hierdie debatte. So maar wat vra mens eintlik? As jy vra, is patriargie die goeie, wyse en altyd geldende orde wat God geskep het vir manne en vroue? En nou hierdie is 'n groot kwessie. Die een gedagte is dat patriargie kom vanuit die sondige natuur, sondige kultuur, en God wil die vrouens bevry van hierdie sondige kultuur. So dis nie begrond in 'n goeie skepingsorde nie, dit is begrond in 'n sondige kultuur, en God wil dit eintlik nie so hê nie. Hy wil dit eintlik weg hê. Dis die een antwoord hierop. Die ander antwoord is, patriargie is die orde wat God wil hê, en gevolglik ook iets wat ons moet uitleef. So wat jou antwoord is dit in begrond in die skepingsorde, het 'n groot invloed op hoe jy dan verder gaan lewe. So is bepalend vir waar jy val in die debat. Nou, so die een kant is dan nou die feministe, of die egalitaire standpunt. Die ander kant is 'n meer patriargale standpunt. Mens kan nog praat oor die komplementêre wat, en so aan, maar kom ons vat nou maar net eenvoudig daai twee. En die feministe sal sê, dis begrond in die kultuur. En die kultuur in Paulus se tyd was patriargaal, maar dit is nie dat dit toe begrond was in die skepingsorde nie. So waar kom dit vandaan dan? As dit nie kom van die skepping af nie, waar kom hierdie kultuur wat in Paulus se tyd daar was, waar kom dit vandaan? Wel, dit vind sy oorsprong in die sondeval. So, dit is nie hoe God man en vrou geskep het nie, en Jesus het ons, dit het gekom van die sondeval af, en met Jesus se koms het hy ook gekom om ons te verlos van hierdie sondige kultuur, hierdie seksistiese en onderdrukkende kultuur wat in Paulus se tyd dan die normale was. En so het jy dan in Paulus se briewe, sal baie van die feministe erken, dat in sy briewe kry hy hierdie patriargale toon, en dan, of tekste. En dan sal nou ek dink daar's twee algemene reaksies. Die ene is, dat hulle sê, Paulus het van beter geweet, hy het geweet hierdie kultuur is nie die normale, of die regte orde nie, dis veronderstel om te verander te word, maar hy moes nog werk binne in hierdie verkeerde patriargale kultuur in sy tyd, maar vandag het ons al vordering gemaak om bevry te word van hierdie onderdrukkende, seksistiese, slegte ding, en so is dit 'n mooi ding, dat dit vandag al hoe minder en minder patriargaal is. So Paulus, ek dink hulle sal sê, Paulus sou ook bly gewees het, dat ons nie meer vandag patriargale, dat dit nie meer die norm is nie, normale is nie. Die ander is 'n bietjie meer radikaal. Hulle sal sê dat nee, Paulus was self ook patriargaal. Ja. En sy briewe is nie besig om net te probeer werk binne in die bestaande stelsel nie. Hy is patriargaal, en dit sê, maar dit was verkeerd. Hy moes dit nie wees nie. So dit gaan verder, jy hoor, dit is meer radikaal. Dit sê eintlik dan, hier's 'n klomp foute in die skrif, booshede in die skrif, wat goed gepraat word deur Paulus se briewe. So, en ons moet dit nie volg nie. So ons moet daarvan ontslaa raak, van hierdie patriargale tekste en temas wat jy in die skrif kry. Jammer, nee, gaan voort. Ja, so dit is die een gedagtelyn, is die feministe en die egalitaire standpunt. Die ander is dan vanuit die patriargie. En dan kan mens vra, wat as patriargie wel begrond is in 'n skepingsorde, en dit is nie net in 'n kultuur nie, wel dan verander die prentjie radikaal. Dan is dit die orde wat God wou hê vir die mens deur al die eeue. Dit is nie 'n sondige orde waarvan die mens bevry moet word nie. Dit is 'n goeie, mooi, wyse orde wat God geskep het, en waarby ons moet bly. Dan word dit wat sommige noem bevryding of verlossing, as hulle sê ons moet bevry word of ons moet verlos word van patriargie, is wanneer hulle dit doen en dit uitleef, dan is hulle eintlik besig met 'n rebellie en 'n opstand teen die Here se orde.
So, dit is dan verskriklik belangrik om vas te stel of patriargie wel deel is van God se skepingsorde of nie. Daar's verrykende implikasies op wat jou antwoord is. Ja, en dan die noodwendige vraag is seker, hoe gaan ons bepaal of patriargie, jy weet, in die skepingsorde is? Ja, waar gaan ons dit kry? Wel, dis ook, we sien die Here se goedheid hierin. Hy het vir ons ook in die skrif dit gegee. So, ons het Genesis ontvang, waarin hy vir ons geopenbaar het, wat het gebeur by die skepping. Anders sou nie een van ons weet nie. Ons sou almal hier uit ons duime uit moes suig tot 'n groot mate. Want nie een van ons was daar toe God geskep het nie. So hier is die een wat daar was, wat sê wat het gebeur by die begin. Hoe het hy geskape? So dit is so wonderlik dat ons het 'n God wat praat. Ons het 'n God wat openbaar. En ek dink die aanname is ook heeltyd dat omdat God goed is, dan sal dit wat hy geskep het ook goed wees. Ek dink daar is heeltyd die aanname, en moet die aanname wees. Ek dink ook aan enige wette in die Ou Testament en die Nuwe Testament, moet mense ten minste sê, dit is goeie wette. Van die wette kon vervul wees in Christus, maar die wette byvoorbeeld in die Ou Testament is goeie wette. Ja. Dit was goeie wette, maar dit kom van 'n goeie God af. Ja. Maar goed, so kom ons gaan 'n bietjie nou verder in die hoofstuk in. Jammer, wou jy nog ietsie bygevoeg? So ek wou maar net sê, so ons moet gaan na Genesis toe. Ons moet gaan na Genesis 1 en 2. Ons moet kyk wat het God gesê, wat het gebeur voor die sondeval. Ja. En dis krities belangrik, want sodra jy gaan uit die tekste wat daar nog is na die sondeval, dan kan die ander kamp kan sê, ja, maar hierdie is so as gevolg van die sondeval. Dis reg. Maar jy haal al die wind uit die seile uit, as jy dan nou gaan na die tekste wat voor die sondeval daar is. Ja. En so dan, die sonde het geen invloed daar gehad nie. So dan is dit baie duidelik, as dit daar is, dat die Here dit so ingestel, dan is dit goed. Ja. En dit is God se orde, dit is hoe God dit bepaal het. Ja, en ek dink, mense gaan ook nou later sien daar met Paulus in 1 Timoteus 2, hoe hy dan ook spesifiek verwys na die skepingsorde, ook om sy goeders te begrond. Maar goed, kom ons gaan nou verder. Wil jy miskien net vir ons net 'n oorsig gee van hierdie hoofstuk, voordat ons nou meer in detail ingaan? Ja, so in die hoofstuk dan het hy die eerste hooftema is die heerlikheid van die man en die vrou. So 'n bietjie meer oor wat het die man en vrou in gemeen. Nou op baie van hierdie temas kan mens nog baie langer uitbrei. Maar goed, so dit is die eerste tema. Die tweede ene fokus dan meer op die man. Derde ene op die vrou. Ekskuus. En die laaste ene is dan die slotdeeltjie van die hoofstuk waar hy sê die skepping oortref die kultuur. So waar dit gaan nou oor die man, so onthou weer dat die heerlikheid van die man en die vrou, dan net die man, dan die vrou en hoe skepping die kultuur oortref. Waar dit dan nou gaan oor die man, dan is dit die rolle wat die man die rolle wat God vir die man by die skepping gee, en dan die man se rol om te versorg en te beskerm wat bevestig word na die sondeval. As dit gaan by die vrou, dan is dit die rolle wat God vir die vrou by haar skepping gee, en hoe haar rol dan ook bevestig word na die sondeval, en dan fokus 'n bietjie meer oor die vrou in die huis. So vinnige oorsig oor die hoofstuk. Goed, so kom ons kyk dan na die heerlikheid wat die man en die vrou gekry het. Wat beteken dit dat hulle heerlikheid gekry het? So dis so mooi om te kyk hoe die Here die mens gemaak het. Net as jy kyk hoe hy alle ander dinge gemaak het, dan het hy het net gespreek en dan is dit daar. Maar wanneer die Here die mens maak, dan is hy op 'n ander manier betrokke. Hy werk op 'n ander manier, skepend. So dan lees ons in Genesis 1 vers 26. So Genesis 1, kom ek sê dit maar vooraf, ek is oortuig Genesis 1 en 2 praat van dieselfde gebeure. Waar Genesis 1 dit baie vinniger oorgaan, het Genesis 2 fokus 'n bietjie meer op een stukkie van wat afspeel in Genesis 1.
Goed, maar in Genesis 1 dan lees ons hoe God sê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel, en die vee, en oor die hele aarde, en oor al die diere wat op die aarde kruip. En God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape. En God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel, en oor al die diere wat op die aarde kruip. Nou 'n bietjie later in Genesis 5, dan is daar die geslagsregister van Adam, die toledot van Adam, en dan is al so in die inleiding daarvan, word daar weer iets hieroor gesê, dit is die stamboom van Adam, dis dan die toledot. Genesis is so opgedeel in 10 toledotte, wat dan of vertaal is as stamboom, of die geslagsregister, of die geskiedenis van, maar dit is so 'n interne indeling van die hele boek. So hier is dan nou een daarvan, dit is die stamboom van Adam. Die dag toe God Adam geskape het hy hom gemaak na die gelykenis van God. Onthou, vroeër het hy gesê, na ons beeld, na ons gelykenis in hoofstuk 1. Man en vrou het hy hulle geskape, en hulle geseën, en hulle mens genoem, die dag toe hulle geskape is. Nou, so wanneer God dan die mens skep, dan sien ons hier hoe die drie enige God, ek dink hier is al iets van 'n openbaring van God as die drie enige een. Nog nie so duidelik soos wat dit deur die res van die skrif verder ontvou word nie, maar jy sien hoe God praat van ons. Dis God wat sê, en daai werkwoord het gesê is in die enkelvoud. So die handeling is 'n enkelvoudige handeling, dis een wat handel, en dan wanneer hy praat, dan sê hy, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en dan wanneer dit in hoofstuk vers 27 kom, dan sit, en God het die mens na sy beeld geskape. Ja, enkelvoud weer. Weer enkelvoud. So in vers 26 is dit, laat ons mense maak na ons beeld, 27 na sy beeld. Ja. So jy kry hier die indruk van, God is een en meer as een. Ja. Nou later dan raak dit al hoe duideliker, een in wese, drie in persone, maar jy kry al klaar dit hier in die heel begin, is God besig om homself so bekend te maak. Maar goed, so dan sê hy hierdie besonderse ding, as hy sê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, wat nie die geval is by enige van die ander skepsels nie. Nie enige ander skepsel word hieroor gesê, dat hulle die beeld en die gelykenis van God is nie. Alhoewel God homself openbaar in die hele skepping, is daar op 'n baie unieke en 'n spesiale manier wat God homself openbaar in die mens. Dat die mens beeld van God is, gelykenis van God is. En dan sit ook so mooi, dat lees weer vers 27, na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape. En so ook in hoofstuk 5, waar daar ook gesê word, hy het hom gemaak na die gelykenis van God, man en vrou het hy hulle geskape. So hier's iets dat die man en die vrou is saam beeld van God. Dis nie net die man wat beeld is, of net die vrou wat beeld is nie. Man en vrou is saam beeld van God. En daar's iets daar wat 'n heerlikheid is, wat die Here vir die mens gee, wat hy nie gee vir die diere nie, wat hy nie gee vir die plante nie, wat hy, ek sou sê, selfs nie gee vir die engele nie. Hy gee dit vir die mens, om op hierdie besonderse manier beeld van God te wees. Ja. Nou, daar is deel van hulle heerlikheid, is dan ook, jy kan nou vra, wat beteken hierdie beeldskap? En ek dink my sien iets daarvan, onder andere, in die roeping wat hulle het. So, hulle moet vrugbaar wees, hulle moet vermeerder, hulle moet die aarde volmaak, hulle moet dit onderwerp en daaroor heers. So, alhoewel die diere ook geseën word en gesê word vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, word vir geen van die diere gesê onderwerp en heers nie. Ja. So daar's iets van hulle beeldskap, en daar's ook 'n heerlikheid daar, wat mens dan so mooi sien ook in Psalm 8, dat die mens gekroon is met eer en heerlikheid om te heers oor die skepping. So daai heerskappy
werk, is deel van die heerlikheid wat die Here vir die mens gee. Ja, ek kan ook miskien net noem, dit is nou, baie keer word dit genoem die kultuurmandaat of die kultuuropdrag, daai wat jy nou gesê het, daai skepingsopdrag vir die mens, is die kultuuropdrag, maar net as 'n voetnota. Ja, nou, dis nou nie heeltemal binne die lyn van hierdie hoofstuk nie, maar net so een kantlyn opmerking. Want partykeer word daar gesê oor die kultuuropdrag, wel, ons is seker al klaar mee. O ja. En dan sou ek sê, okay, wat was die bedoeling aan die heel begin, dat die aarde moet vol word van mense wat besig is met afgodsdiens? Of is dit nie dat waar die paradys iets van 'n prentjie was van 'n tempel, 'n ontmoetingsplek tussen die Here en sy mense, dat die hele aarde moet vol word daarvan nie? Ja. En dan is ons duidelik nog nie klaar hiermee nie. Die tuin moet uitbrei oor die hele aarde, en dan is dit so mooi hoe dit koppel aan ons Here wat sê, aan hom is gegee alle mag in die hemel en op die aarde, en dan stuur hy sy disippels uit om disippels te gaan maak van al die nasies. Ja. Dan het jy weer hierdie gedagte van die aarde wat vol word, maar nie net eenvoudig vol word van mense nie, maar mense wat God aanbid. Dis reg. En so die aarde moet vol word van mense wat in 'n regte verhouding met die Here staan. Ja, so die aarde, selfs na die sondeval, word gevul deur fisiese, liggaamlike mense op alle plekke, maar almal is nie aanbidders van die Here nie. En daai twee moet eintlik saamgaan. Ja. Nee. Maar dit is tog in die skepingsorde so, Adam en Eva is goed geskep, baie goed geskep, en hulle het die Here aanbid tot met die sondeval. En dit is nou daai vermeerdering, sou dan, as daar nie 'n sondeval was nie, dan sou dit nou so uitgewerk het, dat hulle aanbidders van die Here sou wees oor die hele aarde. Ja. So, as ons dan nou weer terugkom na die tema eintlik, so, die Here lê op die mense besonderse heerlikheid. En mens hoor dit ook, as hy sê, dit was goed, elke keer as hy skep, dan sê dit was goed, dit was goed, dit was goed, en nadat die mens uiteindelik gemaak is, dan sê hy, dit is baie goed. So waar die mens is iets van die hoogtepunt van die skepingswerk van die Here. Hy's besig om die plek reg te maak, en dan vorm hy uiteindelik die mens in die plek. So jy sien iets van hoe die skepingswerk opbou, jy kan amper dink aan musiek, mooi musiek wat speel, en daar's een instrument, en dan kom die volgende instrument, en dan kom die volgende instrument, en dit bou so op, tot by die crescendo, waar die hoogtepunt is in die musiek, en dit is dan waar die mens gevorm word, geskep word, en dit dan uiteindelik uitloop op die rus, op die 7de dag. Ja, dis 'n uitstekende illustrasie, en jy gaan dit nie eens in die boek kry nie, is net op hierdie pot gooi. Maar goed, so in Genesis 2, dan sien mens nou in meer detail, hoe die Here dit doen met die mens. So, hoofstuk 1 alleen sien jy al hoe die Here op 'n besonderse manier met die mens werk. Hoofstuk 2, dan staan hy 'n bietjie langer stil, om te verduidelik hoe het hy hierdie met die mens gedoen. Ja. En dan hier sien mens ook al iets van die man en vrou wat saam heerlikheid deel, maar dit word ook duidelik dat daar verskille is tussen die man en die vrou in hoofstuk 2. So, in hoofstuk 1 word daar nie 'n indruk gegee dat die man en die vrou is op verskillende tye gevorm nie. Ja, dis reg. Geskep nie. Daar word ook nie gesê dat hulle op verskillende maniere gemaak is nie. Word eintlik niks daaroor gesê nie. Dit kom eers in hoofstuk 2, waar daar dan die man eerste geskep is, en dan is die man gevorm uit die stof van die aarde, en in sy neus is die asem van die lewe geblaas, sodat hy 'n lewende siel word. Anders as met die res van die skepping, die sterre is in wese geroep net deur te spreek, net deur te roep. Dit is altyd vir my so 'n ontzagwekkende gedagte, want die Here roep dinge wat nie bestaan nie, asof hulle bestaan. So dink aan in jou huis, as jy nou 'n kindjie het, dan roep jy jou kindjie se naam, sê maar Karel. En jy roep Karel uit die kamer uit. Maar
maar Karel bestaan. En so roep jy vir Karel uit die kamer uit om na jou toe te kom. Maar hier is die Here besig om die son te roep, soos wat jy Karel roep. Maar die son bestaan nog nie. Maar hy roep die son. En dan kom die son uit niks uit in wese in. Hier is dit nou anders. Die Here gaan en hy vorm uit die stof uit, vorm hy 'n man. En dan blaas hy die asem in sy neus in. En dan word die man 'n lewende siel. Hy noem dan, gee vir die man ook 'n naam, wat ook iets aandui van gesag. Die benoeming is belangrik, dis 'n gesagsdaad. Die een wat gesag het oor 'n ander, gee vir die ander een name. En so gee die Here vir Adam sy naam. Nou Adam verwys net terug van dit waaruit hy voortgekom het, na die grond. Hy's uit die grond uitgeneem, Adam. En so het hy sy naam gekry. Maar wat ook nogals interessant is die hele mensdom word vernoem na die eerste man. So die woord Adam is ook in die skrif die woord vir 'n mensdom, vir die mens as al die mense as 'n versamelnaam. Maar goed, so dit is ook 'n persoon se naam. Die eerste mens is Adam. En almal wat dan uit hom uit voortkom, is dan ook die Adamiete, die Adam. Goed, so maar aanvanklik is die mens alleen. Dit is iets wat jy nie van gelees het in hoofstuk 1 nie. Hoofstuk 1 het vinnig oor hierdie geskiedenis gegaan. Hoofstuk 2 gaan in meer detail. Aanvanklik is die mens Adam alleen. En dan hoor jy waar het tot dusver het die Here heeltyd gesê, dit is goed, dit is goed, dit is goed. Vir die eerste keer hoor jy hoe die Here sê, dit is nie goed nie. En dan gaan dit oor Adam, dat Adam is alleen. Dan sê die Here, dit is nie goed dat Adam alleen is nie. Ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. Nou, Adam het nou al sy plek gekry in die tuin, en voordat hy sy hulp kry, dan gee die Here ook al klaar vir hom opdragte. En hierdie is iets wat baie mense dalk nie raak lees nie, is dat die opdragte om te bewerk en te bewaak was aan Adam alleen gegee. Ja. Die vrou was nog nie daar nie. Om te bewerk en te bewaak, die tuin te bewerk en te bewaak, was aan Adam gegee nog voor die vrou gemaak is. So waar die vrou dan gemaak is, lees ons nie in die teks dat die Here dan daai opdragte weer aan haar herhaal nie. Dit kon wees dat die Here dit gedoen het en dat dit net nie in die skrif opgeteken is nie. Maar ek dink wat waarskynlik eerder gebeur, is dat Adam moes sy vrou gaan leer. Nadat die vrou gevorm is, moes hy vir haar gaan vertel, wat het die Here alreeds gesê. Dan moet hy haar gaan leer, hy moet vir haar leer, hierdie is die roeping. Die tuin moet bewerk en bewaak word. Ja, en miskien nog verder, is, hy sou mens weet nie presies wat hy vir haar gesê het nie, maar ek sou nou indink, die Here het vir my hierdie opdrag gegee, en jou geskep om my te help. Ja, so hy moet sê, wat is die opdrag, en hy moet sê, wie is sy? Ja. Nou goed, mens kan dit 'n bietjie later ook sien, en hy is ook die een wat haar benoem. Dis reg. Waar die Here die een is wat Adam benoem, is Adam die een wat sy vrou benoem. En hy gee vir haar 2 name, haar eerste naam was net vrou, so Ish is die manlike woord vir mens, en dan was sy Isha, die vroulike woord vir mens. So haar naam was net vrou. Ja, dis reg. En so partykeer, ek dink in die Afrikaner kultuur het dit so geraak, dat as mense net praat van vrou kom hier, dan klink dit vir mense kras op die ore. Hoe kom praat jy so? Maar dit was 'n liefdeswoordjie van Adam teenoor hierdie pragtige wese. So hy's in vervoering wanneer hy sien en dan noem hy haar vrou. Ja. Maar haar naam is dan na die sondeval verander na Eva, die moeder van die lewe. Nou goed, so nog iets wat hy kry, is ook die verbod. So hy kry positiewe bevele, en hy word ook verbied om van die boom van die kennis van goed en kwaad te eet. Nou, dan maak die Here vir hom 'n hulp, wat by hom pas. En wat hier nou ook verskriklik belangrik is, wanneer die Here dan hierdie tweede mens maak, dan maak hy nie 'n tweede man nie. Ja. Want jy kan nou sê, goed, Adam is alleen, maak net 'n vriend
vorm. Dis reg. Maak net 'n tweede Adam. So maak 'n Piet. Ja, hier's Adam en hier's Piet. En hulle is goeie op hulle is nie alleen nie. Maar dis nie wat die Here doen nie. Die Here maak een wat anders is as Adam. So hy maak 'n vrou. Hy maak een wat anders is. En daai andersheid kom ek deur in hoe hy die vrou maak. Hy maak nie die vrou ook uit die stof van die aarde nie. Hy maak die vrou uit Adam uit. Hy vat 'n ribbebeen uit Adam se sy en hy vat daai ribbebeen en hy vorm dit tot in die vrou. En dan bring hy die vrou na Adam toe daar teen die eerste huwelik wat bevestig word. Ja, en die vrou is dan aanvullend tot die man. Ja, Nie teenoor die man nie. En ek dink daai is ook nogal belangrik, want ek dink mens kan vinnig die afleiding maak uit of mens verstaan baie keer dat mense wat teen die patriargie is of hierdie rolle wat die Here daar gestel het, dat mens dan sê mens dan die vrou is teenoor die man, jy weet die man en die vrou het hierdie vyandskap en dis glad nie wat hier gebeur nie, is aanvullend. Ja, en dit is so mooi hoe die Here die vrou uit Adam uit vorm, maar dan bring hy haar weer terug na Adam toe, dat hulle in die huwelik een vlees word. Ja. En maar onthou, wat was dit wat die Here aan die begin gesê het, voordat hy haar gevorm het? Ek sal 'n hulp maak, wat by hom pas. So daar's iets anders aan haar, sy is hulp. Ja. En sy is gemaak vir hom. Nie hy vir haar in die eerste plek nie, sy vir hom. Ja. So hier's iets anders aan haar, en dan lees ons iets so mooi, dat die vrou word genoem, dat sy is haar man se hulp, en sy kroon. So mooi, in Spreuke 12, vers 4, dan lees ons ook, 'n deegsame vrou is die kroon van haar man. En is eers nadat hierdie voltooi is, nadat die man so gevorm is uit die stof uit sy opdragte gekry, en dan word haar 'n hulp gemaak wat by hom pas, hulle word na mekaar toe gebring, dan sê die Here in Genesis 1, dit is baie goed. Ons weet hy daai eers gesê na dit, want dan gee hy ook vir die opdrag te wees vrugbaar en vermeerder. Hy kan nie daai opdrag gee aan Adam alleen nie. So daai opdrag om vrugbaar te wees en vermeerder kom nadat die vrou al gevorm is en na Adam toe gebring is en hulle in die huwelik bevestig is. So dan sê die Here, dit is baie goed. Hierdie twee mense wat verskillende maniere gemaak is, die Adam uit die grond uit, die vrou uit die man uit, en hulle is na mekaar toe gebring in die huwelik, met die vrou wat dan die kroon is van haar man, en dit is die hoogtepunt van die skepingswerk. Die Here wat daaroor sê, hierdie is baie goed, dan sien jy net die heerlikheid wat die Here geskaap het in die mens. Ja, so ons kan miskien nou gaan na die volgende gedeelte, en dit is nou hierdie gedeelte waar dit nou gaan oor die man. Nou die eerste beskrywing is dan, wat is God se rol vir mans by die skepping? Wat is die verantwoordelikheid wat God aan die man by die skepping gegee het? Want dit is tog belangrik, sodat ons dit nou kan uitwerk. Wat is die vrou se taak, die man se taak, en wat is die vrou se taak? Wat is hulle rolle? Ja. Nou hier gaan ons nou weer terug na Genesis 2. En dan kan mens veral kyk na Genesis 2 vers 15. So onthou, hierdie is dan nou 'n opdrag wat gegee word aan Adam alleen. So dit is voor die vrou gemaak is. Dan gee die Here aan Adam die opdrag om die tuin te bewerk en te bewaar of te bewaak. So mens sou kan sê om te voorsien en te beskerm. Nou die woordjie vir bewerk is Hebreëus avad, en dit is basies diens. Ja. En dis ook nogal iets wat toe ek hierdie lees, toe dink ek daaraan, wel, as mens dink aan besighede, dis dienslewering. Eintlik, Jy is besig om dienste te lewer, jy is besig om te bewerk. Ja, jy is besig om jou naaste eintlik te help. Ja, diens aan hulle te verskaf. Ja. Nou so, hier het Adam die opdrag om die tuin te bewerk. En dan, soos wat hy die tuin bewerk, dan gaan die tuin vir hom vrugte gee. En hy kan dan van daai vrugte eet. So die vrug van sy arbeid
is die kos wat hy kan eet. So die bewerk is om hard te werk in die tuin, en jy het hier ook die idee, die tuin is nie veronderstel om net so groot te bly soos wat hy is nie, want hulle kry uiteindelik ook die opdrag, dat hulle met die aarde volmaak. Dis reg. Maar hulle werk is om die tuin te bewerk. So die tuin moet groter raak. Hierdie plekkie wat paradys is, waar die ontmoetingsplek is van die Here, moet oral waar die mense is, moet dit na toe uitbrei. So hierdie tuin moes oor die hele aarde uitgebrei word. Maar goed, so dis die eerste taak wat vir hom gegee word. Hy moet bewerk, en deel van die bewerking is dan ook dat hy werk hard, en dan is daar die vrug van sy arbeid, en dit bring kos op die tafel. Die tweede opdrag wat hy kry, is om te bewaar of om te bewaak, om te beskerm. So daar is dit shamar, en dit is om op te pas, of om die wag te hou. Ja, so in die Genesis 2 vers 15, die 53 vertaling, dan sê dit, hulle is daar gesit, die mens is geneem, en hy is in die tuin van Eden gestel, om dit te bewerk en te bewaak, want daai bewaak. Ja. So bewaak, oppas, wag hou, en dis dieselfde woord wat dan gebruik word, wanneer die mens uit die tuin uitgedryf word, en dan word daar 'n gerub aangestel, met 'n vlambrandende swaard, 'n swaard wat vlam en flikker, om die tuin op te pas, en spesifiek om die boom van die lewe te bewaak, op te pas, en dat daar niemand daar kan uitkom nie. So dit is 'n taak ook vir Adam gewees, dan om teen die sonde, of teen die duiwel eintlik te bewaak, nee. Ja, dit sê al, daar's 'n vyand. Ja. So hier's iets wat kosbaar is, wat jy moet oppas. Ja. Hier's 'n skat, hier's iets wat kosbaar is, hier's iets wat mooi is, jy moet dit oppas, jy moet dit beskerm. So het jy, en dis ook so mooi om daaroor te dink, as in al die tekste wat praat van ons moet die Here se bevele bewaar, of die Here se bevele bewaak, dan is dit so mooi om daaroor te dink op so 'n konkrete manier, dat die bevele van die Here is so skatte, en jy is aangestel as 'n wagter, wat dit moet oppas, dat jy nie met jou eie sonde die skatte verniel, of dat 'n ander een die skatte verniel nie. Hierdie bevele van die Here is kosbare dinge wat ons moet oppas. So dis maar net vir my 'n mooi prentjie om te dink wat die gelowige is. Die gelowige is die bewaker van die Here se bevele. Maar so het jy ook dat wanneer die Here sy volk seën, dan sê hy ook dat hy sy volk sal bewaak, of hulle sal bewaar. Selfe woord. So dis dan die Here wat sê sy volk is iets kosbaar, en hy gaan hulle oppas vir hom. Goed, so as ons dan sien dat Adam kry die opdrag om die tuin te bewaak, op te pas, dan sê dit, daar's 'n vyand. Ja. En dan lees mens in Genesis 3 van die vyand wat kom, dis dan die slang. In Openbaring, dan word hy ook genoem die draak, 'n bloeddorstige vuurrooi draak. So moenie nou dink aan 'n klein huisslangetjie wat dis 'n gevaarlike dier hierdie. En hy's 'n indringer in die tuin, is 'n vyand. En so vanuit hierdie opdrag moes Adam oorspronklik teen die slang veg. Hy moes nie net kyk hoe die slang hier so vrylik inkom en sy ding doen nie. Hy moes weet, hier is 'n vyand, en hy moet oppas, hy moet bewaak, hy moet die slang beveg en verslaan. Nou, wat ook so mooi is verder in die skrif, kry mens al twee hierdie woorde, bewerk en bewaak, wanneer dit kom by die leviete en die priesters se diens, rondom die tabernakel en later die tempel. Dat hulle moet die tempeldiens verrig, hulle moet daar bewerk, en hulle moet as wagters rondom die tempel wees. Hulle moet dit oppas. So daaruit, as jy nou dink, hulle is besig om die heiligdom te bewerk en te bewaak, dan kan jy al van daar af terugkyk en sê, maar dit is so mooi, hier is Adam eintlik besig met priestersdiens. Ja. Hy's besig om hierdie heiligdom, die oorspronklike heiligdom, sy veronderstel om dit te bewerk en te bewaak, iets wat jy dan later weer sien in die Levitiese diens. Ja goed, kom ons gaan nou nog 'n bietjie verder om hierdie ding uit te werk van die man
se rol. So ons weet nou hoe lyk dit net eintlik oorsigtelik voor die sondeval, maar nou hoe lyk dit dan na die sondeval? Wat het gebeur na die sondeval? Is die man se rol nog steeds die verantwoordelikheid gegee om te bewerk en te voorsien, of te bewerk en te bewaak? Ja. Nou, wat nogal belangrik is hierin, is, as dit 'n skepingsorde is, dan verwag ons om te sien dat dit aangaan, Ja, ook na die sondeval. Want dit is hoe God dit geskep het. Dis 'n orde wat ingeskep is. Dis nie iets wat sal ophou na die sondeval nie. Ons verwag wel om te sien hoe die verdorwenheid wat kom as gevolg van die sondeval, hoe dit ook 'n effek hierop het. ja, So ons verwag om dit te sien. Ons verwag wel om te sien hoe dit aangaan na die sondeval. As dit nie aangaan nie, dan moet dit ook iets vir jou sê, dit is nie 'n skepingsorde nie. So, kom ons kyk, wat gebeur? ek wil daar iets sê oor die woorde wat ook vir my nogal interessant was in hierdie hoofstuk, is daai woorde van bewerk of dan voorsien en dan bewaak, beskerm of bewaar. So daar's nou sinonieme wat jy kan gebruik. Is jy weet in Adam se taak, in jy weet in die skepping, daar in vers 5 van Genesis 2, dan praat dit nou van daar was geen mens om die grond te bewerk nie. Goed, dis die een ding wat jy daar sien, en dan is die ander ding dat daar sou dan van hierdie bome kon hulle alles geëet het, behalwe ons nou daai een boom. So daar was hierdie verhouding tussen jy werk en dan kry jy kos om vir jou vrou te voorsien. En wat nou gebeur het is hy het verkeerd voorsien vir Eva, want hy het haar toegelaat om die verkeerde kos te eet. Jy weet, daar was daai probleem wat nou natuurlik baie te doen het ook met die bewaar. Maar goed, ek wil net daai opmerking maak. Ja, dit is so mooi om te sien hoe hierdie lyne deurgaan. Ja. Dis nie net daar in Genesis 1 en 2 nie. Jy sien dit duidelik in hoofstuk 3 en dan sien jy net hoe dit oor en oor en oor deur die hele skrif gaan. Ja. So, maar goed, so kom ons dink oor die man se sonde. So ons sal sê hy moes ook vir sy vrou voorsien. Ja. En hy moes sy vrou beskerm. So voorsien, dis deel van bewerk. So ek dink aan wat doen die bewerk? As hy werk in die tuin, dan is daar vrug, hy kan die vrug vat en hy kan vir sy vrou sorg, voorsien. En hy moes bewaak, so hy moes die heiligdom bewaak, en dit wat in die heiligdom is bewaak, sy vrou ook bewaak. Hy moes sy vrou ook vir haar voorsien en haar beskerm. En het hy dit gedoen? Wel, hy het in albei geval. Ons lees, hy was by sy vrou, terwyl die slang haar aanval. Ja. Hy was by haar toe hy sy leuns vertel. Hy het haar nie beskerm nie. En onthou, hy was die een wat die woorde van die Here direk gehoor het. Van hierdie bome mag julle almal eet, maar van hierdie boom mag jy nie eet nie. En toe sy vrou ook daar 'n stertjie byvoeg en sê, en jy mag dit nie eens aanraak nie. Dan's Adam stil. Hy is veronderstel om dan op te staan en te sê, nee, dis nie wat die Here gesê het nie. Die Here het gesê, ons mag nie van die vrug eet nie. En dan kom die slang, en hy gaan 'n bietjie verder, nadat die vrou dan nou sê, en jy mag dit nie eens aanraak nie, dan gaan hy verder en hy weerspreek die Here direk, en hy sê, julle sal sekerlik nie sterf nie. Ja, en hy sê niks. En dan steeds, Adam is daar, en hy sê niks. Hier is die vyand het ingekom, die vyand is besig met die aanval, maar hy's nie besig om te bewaak nie. Ja, en dit is nie dat hy naïewelik nie bewaak het nie. Ek dink wat daar gebeur het is dat hy wou klaar geëet het van die boom. En hy het geweet waarmee die duiwel kom. En hy het dit nou maar eintlik, hy het nie sy taak gedoen nie. Jy weet, hy het al klaar eintlik gesondig in sy hart en daai opsig. En toe is die vrou mislei. Maar hy het nie, hy wist, dis nie dat hy mislei was nie. Weet, hy het al klaar geweet wat is hierdie uiteinde. En hy het nie 'n probleem daarmee gehad nie. Ja. En ek dink dis hoekom sal mens sê die sonde het in daai opsig by Adam begin, maar die vrou is mislei. Ja. En dit is hoe dit ook genoem word in die Nuwe Testament. Ja.
Ja, so mens kan daar ook praat oor hoe die orde omgeruil word, want Ja, hy is veronderstel om te lei. ja, En die Satan is slinks. Hy gaan juist na haar toe. Hy gaan nie na hom toe nie. Hy gaan na haar toe. En dan lei sy al hoe meer. ja. So daar's al klaar in die versoeking word die orde tussen man en vrou omgeruil deur die Satan. Dat hy kry die vrou om meer 'n leidende rol te neem en dat die man volg haar. Ja, en dit is dat Adam dit toelaat. Ja. Wat ook nou daardie probleem is so, en ek wonder of dit nie deel van die probleem is vandag, is dat mans nie daai verantwoordelikheid neem om te lei nie. Jy weet, ons staan baie keer terug. Ja. En dan is dit die eerste probleem, is dat ons teruggestaan het, en dan natuurlik is die tweede probleem dat die vrouens vorentoe die leiding neem, natuurlik. Ja. Maar die probleem is eerstens by ons. Ja. Maar goed, dis nie so terloops. So dit is nou as dit kom by bewaak, maar ook bewerk. Hy was veronderstel om hard te werk in die tuin, en dan sal die bome sal vir hom vrug gee, wat hy dan moet vat en moet deel met sy vrou. Hy moet daardeur versorg. Maar wat het hy hier gedoen, is hy het hom vergryp aan die een boom wat nie vir hom gegee is nie. Dis die een vrug wat nie vir hom gegee is om van te eet nie. Dit is nie die vrug van sy arbeid nie. Ja, want hy miskien was hy op daai stadium ook lui, want hy was nie besig om te werk. Ja. Aan die regte bome nie. Ja, Maar in elk geval. groot probleem. Ja, so mens sien in die sondeval sien mens ook die sonde in die manlike roeping, Ja. in al twee aspekte. Ja, die effek wat dit dan ook het. Ja. Ja. So, maar dis nou wat jy van praat, van die effek, is ook, wat is die gevolge van die sonde? So in die sonde is hy nie besig om sy manlike roeping uit te leef nie, en die gevolge van die sondeval, dan die strawwe wat die Here vir die man en die vrou gee, dan sien jy dit weer, hoe dit daar ook uitkom, in Genesis 3. So, mens sien hoe die aarde en die slang vervloek word, nie die man en die vrou nie, hulle word nie vervloek nie, maar daar word vir Adam gesê, hy sal met moeite eet al die dae van sy lewe, en die aarde wat hy bewerk, gaan nou ook dorings en distels voortbring. Voorheen moes hy die aarde bewerk, maar dit sou vir hom vrugte voortbring. Die bome gaan vrugte voortbring. Nou gaan hy dieselfde aarde bewerk, maar die aarde wat vervloek is oor sy sonde, bring nou nie vrugte voort nie, bring die teendeel voort, dorings en distels. Ja. En dan in die sweet van sy aangesig sal hy sy brood eet tot hy sterf. En wat net vir my ook hierso opgeval het, is dat dis nie dat God die man en die vrou vervloek nie. Dit is nogal ietsie wat vir my uitgestaan. Dit is dat die grond vervloek is, as gevolg van hulle sonde. En daardeur word Adam en Eva gestraf, maar dit is nie dat hulle dat die vrou en die man vervloek is nie. Dit is nie die ding. En die ander ding is weer eens word Adam se bewerk of daai opdrag van voorsien is verbind met kos. Ja. Weereens, daai ding van om te voorsien uiteindelik dan vir die gesin waarby ons later sal uitkom. Ja. So die strawwe is gekoppel aan dit waarvoor hy gemaak is. Ja. Hy is gemaak om te bewerk en te bewaak, en nou gaan hy aanhou om te bewerk, maar dit gaan net aansienlik moeiliker raak. En so sien jy daai wat ons aan die begin gesê het, jy verwag dat die orde daar sal bly, Dis reg. maar dat die sondeval 'n verdorwende effek gaan hê. Op daai opdragte. Ja. Ja, dis reg. En so is dit nou presies wat gebeur. So die Adam se roeping was om te gaan werk, die aarde te bewerk, die tuin te bewerk, en nou bring dit vir hom voort dorings en distels. Ja. Goed, so die skepingsorde bly in plek, maar as gevolg van die sondeval raak dit nou moeilik. Nou, as mens dan gaan kyk deur die res van die skrif, dan word dit ook net aanhoudend bevestig. So ek dink 'n duidelike een is in Eksodus 21 vers 10. Nou, hier is dan nou
waar 'n man vir hom 'n tweede vrou neem, en dan mag hy nie voedsel en klere en huweliksgemeenskap verminder by die eerste vrou nie. Ja. So daar sien jy iets van die man wat moet voorsien. Waar kom daai voedsel, klere vandaan? Is van dat hy moes gaan werk, en dan kry die vrug van sy arbeid, met die sweet van sy aangesig, kry nou voedsel, kry brood, en dan moet hy dit gee vir sy vrou. So hy mag dit nie minder maak vir die eerste vrou nie. Jy kry ook in 1 Timoteus, waar daar gepraat van iemand wat vir sy eie mense en vir al sy huisgenote nie sorg nie, het die geloof verloon en is slegter as 'n ongelowige. En hier praat dit dan van die hoof wat vir sy huisgenote, vir sy huishouding moes sorg. Die hoof wat veral vir sy huishouding moes sorg. As hy dit nie doen nie, dan is hy slegter as 'n ongelowige. Ja. Goed, so dis maar net 2 vinnige tekste wat bevestig dat hierdie gaan voort deur die res van die skrif. Dis nie na die sondeval dat dit weggeval het nie. Mens sien hoe daar 'n die verdorwenheid van die sondeval het wel sy effek op jou uitlewing van die Ja, so die manne moet hard werk, en as hulle nie werk nie, dan moet hulle nie eet nie. Ja. Daai 2 Tessalonisense 3 vers 10, so die opdragte bly presies dieselfde. Goed, so kom ons kyk nou na die volgende aspek, en dit is nou die man se beskermingsrol. Hoe lyk dit na die sondeval? Het die man nog steeds daardie verantwoordelikheid om te beskerm? So ons het nou gekyk na die bewerk. Nou, hoe lyk die beskerm nou? Ja, nou, daar is dan nou nie in die straf wat oor Adam kom, uitdruklike iets wat sê oor die beskerming nie. Ek dink mens kan al uit 'n paar dinge in die konteks afleidings maak, maar dit is duidelik uit die res van die skrif, dat dit is die manne wat die roeping het om te gaan veg as soldate. Dis reg. Dis nooit vrouens wat na die front toe gestuur word nie. Jy kry dit Numeri 1 vers 2 tot 3 en Deuteronomium 22 vers 5, en dit gaan verder uitgepak word in hoofstuk 11. Maar is altyd die manne wat gaan veg terwille van die vroue en terwille van die kinders. Hulle moet bereid wees om te sterf vir hulle huise. Hulle moet gaan, hulle moet hulle lewens waag, hulle moet hulle lewens op die spel sit om te beskerm. En dit is so mooi dan dat as jy in die Nuwe Testament lees van wat Christus kom doen vir sy bruid, dan sit ook dat hy het sy lewe kom aflê vir haar. Jy sien dieselfde patroon. In die Ou Testament, hoe die manne is die wat moet gaan en die vyand beveg, hulle lewe neerlê terwille van die vroue en die kinders wat by die huis moet bly. En dat Christus is die groot bruidegom wat kom in die stryd te stry, en hy lê sy lewe af vir sy bruid. So jy sien daai patroon nogals duidelik in die skrif. Dis van so 'n aard, hy noem dit nou nie in die hoofstuk nie, maar as jy in Joshua lees, is dit nogals amper skokkend om te sien dat die 2,5 stamme wat aan die ander kant van die Jordaan hulle erfenis kry. Hulle moet saam met hulle broeders deur die Jordaan gaan en daar gaan oorlog maak aan die ander kant. Hulle vroue en kinders bly agter. Ja. So mense kan nou vra, okay, hoe dit prakties gewerk, want dit het 'n hele paar jaar geneem, die oorlog. En dan eers aan die einde, nadat al die oorloë gevoer is en die land word deur die lot verdeel, dan mag die manne teruggaan. Daar's nie die ding dat die vroue saam met hulle besig met die oorlog nie. Dis iets wat so vergaande is in ons tyd, dat jy die vroue oorlog toestuur, terwyl daar manne is wat by die huis sit. Ja, en is weer eens so wreed, nê, dat die vrouens eintlik vorentoe gestoot word om daai rol te vervul. En dis glad nie is hulle rol en taak en verwagting nie. Ja. Goed, so mens sien dan ook hoe God self hierdie doen in die skrif. So ons het in hoofstuk 4 het ons ook gesien dat God is die groot patriarg. En dan sien ons oor en oor hoe hy die een is wat as die vader van Israel, Israel word ook genoem dat Israel is sy seun, of hy is die bruidegom en Israel is sy bruid. So die vader en die man in hierdie verhouding,
is hy die een wat vir Israel sorg en is hy die een wat vir Israel beskerm. Hy is die een wat geregtigheid gee vir die wees en die weduwee, hy voorsien kos en klere vir hulle. Hy is die vader vir die vaderlose, daai vorige ene was in Deuteronomium 10 vers 18, Psalm 68 vers 5, hy is die vader vir die vaderlose, die beskermer van die weduwee. En Jeremia 31 vers 32 is God die bruidegom wat sy bruid uit Egipte uitlei. So, dis so oor en oor wat dit bevestig word by mense, maar ook dit wat God doen vir sy volk, dat hierdie is die taak van die man, is om te voorsien en om te beskerm. Nou, dis ook in net fisies hoe die Here die mens gemaak het, die man gemaak het. Die Here het die man gemaak, sodat hy sy roeping kan nakom, dat hy sy take, sy pligte kan uitleef. So, die Here die man eenvoudig net ook fisies sterker gemaak, sodat hy kan hard werk en sodat hy kan beskerm. Hulle word nie verhinder deur swangerskap om te gaan werk nie. Ja, dit moet al klaar baie sê, nee. Ja, Jy weet, want swangerskap bring maar groot fisiese uitdaging vir vrouens, so swakheid, en mans het nie daardie nie. Weet, of ten minste, dit is nie so gegewe, dat 'n man gaan swak word nie, daar is natuurlik siektes en goeders, maar 'n vrou wat deur swangerskap gaan, dis 'n gegewe, die vrou gaan swak wees. ja. Dit is so. Goed, so, dis baie belangrik as dit nou kom by 'n skepingsorde. Ja, Dus jy sien dit ook net duidelik voor jou. En dis deel van die absurditeit van ons tyd, nee, is dat mense ontken net eenvoudig die werklikheid wat so duidelik voor jou staan. Dat jy het mos hierdie belaglikheid gehad die laaste tyd dat daar gesê word, nee, manne en vroue kan in dieselfde sport deelneem. Hulle is mos dieselfde. So, dat daar vroue dan in die kruit gesit word om saam met manne in boksgevegte en goeters te veg, of in die MMA en allerlei ander sporte. En dan sien jy net hoe die vrou eintlik verniel word daar. ja, Maar dit kom van hierdie af, waar daar word eenvoudig, is hulle so hardkoppig en hard van hart, dat hulle wil net nie erken, dat die Here die man en vrou verskillend gemaak het nie. Maar dit is baie duidelik, die Here het die man anders gemaak, ook vir hierdie take, dat hy moet gaan werk, om die vrug van die arbeid in te bring vir sy huis, vir sy vrou, en hy moet sterk genoeg wees om sy vrou te beskerm. dis reg, ja, kyk hier, daar 1 Petrus 3 vers 7 sê ook, die vroulike geslag is die swakkere geslag, nie? Jy weet, en dit is toch, dit sien ons ook biologies uitspeel, soos met hierdie voorbeeld van die sport wat jy noem. Ag, net weer eens sien mens die uiteinde van hierdie feministiese siening wat nie ag gee op die Here se skepingsorde nie. Die uiteinde daarvan is seer, dit is hartseer, dit is vernietigend. Jy dink net weer eens aan hoeveel babas word doodgemaak vir hierdie idee van dat die vrou moet soos die man wees in die werksplek of wat ook al, en sy moet soos die man wees, en dan staan die kinders in die pad, jy weet, en dan dan moet die kind nou uit die weg uitgeruim word, en dan het jy nou die aborsies, jy weet, so dis net dood wat volg op hierdie verontagsaming van die Here se skepingsorde. Ja, Mens moet dit tog erken, baie hartseer. ja. Nou, goed, so die volgende deel gaan dan nou oor die vrou. So, hy het nou lekker lang gefokus op die man, en waarvoor die Here die man gemaak het, om te bewerk en te bewaak, en dan kom die volgende deel van die boek kom oor die vrou uit. So watter verband hou dit met die man se rolle, die vrou? Hoe hou haar rolle, die rol wat die Here aan die vrou gegee het, by die skepping, hoe hou dit verband met die man se rol? Nou, hier is dit baie interessant hoe die Here hier werk, en mens moet dit raak sien. As hy praat met die man, dan gee hy vir hom spesifieke take, wat net so direk aan hom gegee word. Ja, voor die vrou geskep is. Nog voor die vrou geskep is. So dis dan om te beskerm en te bewerk en te bewaak.
by die vrou is daar iets anders dat sy haar take word gegee in verhouding tot die man. Ja, So syne is bewerk en bewaak. Haarne is wees hulp vir jou man. Dis in verhouding tot die man. daar is waar baie hy insiggewend. taak gegee word, ja. Ja, dit is nog ietsie wat my ook getref het. Dit is baie insiggewend. Dit is in verhouding tot die man. Dit is nie apart van die man in die sin van man doen dit en vrou doen dit, asof daar nie 'n verhouding tussen die twee is nie, maar dit is juist sy moet 'n hulp wees vir die man. Ja, Nou hierdie is juist iets wat die feministe ontstel, ja, natuurlik. is om te dink dat die vrou is gemaak, deel van waarvoor die vrou gemaak is vir die man. Sy is gemaak as hulp vir die man. En dit is vir hulle skreiend om so iets te hoor, maar dit is duidelik in die teks, dis waarvoor sy gemaak is. En sodra ons probeer om teen God se skepingsorde in te gaan, dan is daar, soos wat jy net nou van gepraat het, dit is vernietigend, dit het allerhande verskriklike gevolge, so ook dat daar klomp kindjies doodgemaak word. Maar ek dink ook, is jy vind nie jou plek nie. Ja, Daar's iets van 'n leegheid wat kom, want jy is nie waar die Here jou gemaak het om te wees nie. En so sou ek ook kon vra, waarom is daar so groot, so ontploffing, net van mense wat voel, ons het nie 'n doel nie. Ons het nie 'n plek nie, ons het nie waarde nie, en dat daar so oormaat gebruik is van antidepressante en allerlei middels, want jy voel leeg. dis reg. Wat is my doel? Wat is my plek? Wat is my waarde? En ek sou sê deel daarvan is want ons lewe nie binne in God se skepingsorde nie. Ons probeer om teen dit in te gaan. Ons probeer om iets anders te leef as waarvoor God jou gemaak het. En daai gaan dan nie vervulling bring nie. God het jou nie gemaak vir daai nie. God het jou gemaak vir iets anders. En solank as wat jy probeer om die iets anders om daai te doen wat jy nie voorgemaak is nie, dan dink ek daar gaan nogal so leemte bly. Ja, definitief. Ja, ten minste op 'n aardse vlak gaan daar nie vervulling wees nie. En dit is nogal wat mense sien in die samelewing vandag. Ja. Nou in die woord helper of hulp, sy's gemaak as hulp, dan is daar ook die feministe hoor daarin sy's ondergeskik. Sy's minder. Nou, ek dink daar is dit nou weer belangrik om te onthou, man en vrou is geskep as beeld van God. So as God haar maak as hulp, dan sê hy nie, sy's minder werd as die man nie. Ja. Maar sy het 'n spesifieke taak as vroulike beeld van God. Vroulike mens het sy spesifieke taak, en dit is om hulp te wees. Nou, uiteindelik beteken dit ook dat sy onderdanig is aan die man, dat sy onder gesag is. En mens sien dit, ek dink ook baie duidelik in Genesis, veral nou ook, ek dink in die benoeming, Ja. is daar duidelik dat die Adam is gesag gegee oor die vrou, dat hy hierdie gesagsdaad kan doen, om sy vrou name te gee. Goed, so, van die implikasies, sou wees, God het die vrou nie geskep om die hele tyd besig te wees om haar eie loopbaan te volg nie, maar om 'n hulp te wees vir haar man. Nou, Ja, en ek dink daai ding ook van die feit dat die vrou gee iets aan die man wat hy nie gehad het sonder haar nie. Daai is ook 'n belangrike punt wat mens moet erken. So in 'n sin was die man onbekwaam. Hy was alleen gewees, is tog wat dit sê, en nou is die vrou daar gegee om die man te help, ja, om aan te vul. Dit is daai aanvullende werk wat sy gekry het. So dit is hoekom die vrou ook die man se eer is. Nee, dit is eintlik die man se heerlikheid. Soos dit daar is daar ergens in 1 Korintiërs 11 waar dit ook sê die vrou is die man se heerlikheid. So dis nie 'n ondergeskikte geslag nie, glad nie. Jy weet, dit is anderste, maar dit is verseker
baie eer, want sonder die vrou sal die man nie sy taak so kan goed uitrig nie. So die twee moet, in daai sin, is hulle besig om saam te werk. Maar nou, ek verbeel my op 'n stadium, het ek 'n studie gelees waar dit gewys het dat, in terme van welvaart, is dit, volgens studies, is dit so dat gesinne waar 'n man en vrou in die huwelik is, en die rykdom wat daar gegenereer word, is baie duidelik, baie meer as enkel persone. So ja, mense nou amper dink, kom ons sê het nou, maar goed, Bill Gates en so aan gehad, ons weet nou, hulle is nou geskei, maar daar sal argument uit te maak wees, dat daai ouens het ook sukses bereik, deurdat hulle hulp gehad het. En mens sien dit in studies, hoe dit wys. En dit is nogal ietsie wat ek dink mense kan onthou, as hulle dink in terme van trou en kinders kry, dan wil die wêreld sê, maar goed, jy weet, om welvaart te genereer, is altyd moet werk. Dan spaar jy so geld en jy gaan meer geld maak. Nou, dit is miskien ironies, maar dit pas in natuurlik by die skepingsorde, is juist die Here het dit so ontwerp, dat wanneer die man primêr die een is wat die inkomste genereer, en die vrou haar taak vervul, haar rol vervul, deur om te help in daardie taak, en verder wat ons nou nog gaan kyk, dan sien mens eintlik daar word, ironies genoeg, die geskiedenis meer welvaart gegenereer in so 'n geval. So dit wat mense wil bereik op hulle eie, sonder die skepingsorde, val in elk geval. En mens sien dit so duidelik in so baie ander gevalle ook. En dis weer eens net so hartseer. Ons is eintlik ons grootste vyande, onsself. Ja, dis interessant. Ja. Sjoe. Ja, so, ietsie net ook uit 1 Korintiërs 11. Dis so duidelik hier. So daar staan, maar die man is nie uit die vrou nie, maar die vrou uit die man. 1 Korintiërs 11 vers 8 tot 9. Maar die man is ook nie terwille van die vrou geskaap nie, maar die vrou terwille van die man. Ja, dis baie duidelik. En hierdie is Nuwe Testament. Hierdie is die Nuwe Testament, ja. So duidelik hoe dit geskryf is. En dan, so wat ons nou gepraat het van die vrou, is gemaak om vir die man 'n hulp te wees. Dan is daar iets van, wat was vooraf gesê, dis nie goed dat die man alleen is nie. Ja. Ek sal vir hom hulp maak wat by hom pas. So daar is iets van, hy is nie meer alleen nie. Hy het 'n metgesel, hy het iemand saam met hom. Maar ook iets wat dit so duidelik maak in die verskil, maar ook in hoe sy help, is eenvoudig om kinders te baar. Ja. Die man kan eenvoudig dit nooit alleen doen nie. Dis so voor die hand liggend. Hulle het mekaar nodig. Ja, want hy moet nou vermeerder. Ja. Hoe gaan hy vermeerder? Hy moet hulp hê. Ja, hy kan dit nie sonder haar doen nie. Ja. So daar's iets van in daai hulpskap wat sê, waar die man sê, ek kan nie sonder jou nie. Ja. Ek het jou regtig nodig. Dis nie 'n hulpskap wat is van, jy's maar 'n slaaf wat van die take oorvat wat ek sou doen, en ek gee nou van my take aan jou, en jy vat dit maar by my oor, maar ek kan dit eintlik self doen, ek kan eintlik sonder jou regkom. Dit raak so duidelik as dit kom by die nageslag. Adam moet besef, hy kan nie sonder haar nie. Ja. Hy kan nie, hierdie taak wat hom opgelê is, kan hy nie doen sonder sy hulp nie. Ja. Hy het haar regtig nodig. En dit is so duidelik dan nou met die kindertjies. Ja, so hy moet ook dan sien, sy is nie sy slaaf nie, werklik sy metgesel en kameraad ook. Dit is natuurlik, wat mense ook kan aflei, is dat die vrou is die man se metgesel. Mens sien dit ook daar in Maleagi 2 vers 14, is seker een van my mooiste teksverse wat die verhouding tussen die man en die vrou opsom in die huwelik, en dit sê daar, sy is jou metgesel en die vrou van jou verbond. So daar is daai kameraadskap tussen die man en die vrou wat 'n afleiding is, en dan hierdie ding van, ja goed, sy is ook die ene wat hom gaan help in hierdie belangrike taak, wat hy glad nie kan doen nie, is om te vermeerder. Ja. Ja, dis net hartseer, jy weet, as mens,
dit was op 'n stadium, dink ek, lang terug, was dit nogal gedagte wat ek gehad het, wat ek verbind het aan patriargie, is dat dan sien mens mos nou die vrou as slaaf. Maar dit is nie hoe die skrif patriargie definieer en verduidelik nie. As mens nou patriargie volgens die skrif nou definieer, dan is die vrou verseker nie 'n slaaf of 'n vloerlap of wat ook al nie. Daai is verseker verdraaiings en van hoe die skrif die vrou se rol beskryf. Heeltemal verdraaiings. En dit sien jy gaan dit in die wêreld sien natuurlik, want die wêreld gaan probeer die vrou vernietig. Soos wat jy nou ironies genoeg sien nou met die gevolg van feminisme is juist dit, jy weet, is die vrou word eintlik verneder. Dink maar aan sport, soos wat jy net genoem het, die vrou word verneder. Ja. En so wat jy nou sê, dit is verdraaiings. Dit is so met alles wat God goed en mooi geskep het. Is met ons sondige harte, sondige planne, sondige idees. Ons gebruik al ons ledemate dan in diens van die sonde, om dit wat God mooi gemaak het, lelik te maak. Ja. En so moet jy nie nou gaan sê, okay, maar sien, hier is 'n lelike vorm hiervan. So dit beteken, dis verkeerd. Nee, gaan sien hoe het die sonde, dit wat mooi was, lelik gemaak. Dis reg. En bekeer van die sonde. Ja. So, as jy nou, daar's baie huwelike, wat as gevolg van sonde regtig lelik raak. Beteken dit dat die huwelik self is sleg? Nee. Dis hulle sonde wat hulle huwelik lelik maak. Hulle moet bekeer van die sonde. Die huwelik self is iets pragtig, iets moois wat die Here gemaak het. Ja, en vaderskap en moederskap, Ja. en daar seker slegte vaders, maar dit beteken nie daar moenie paas wees nie. Ja. En ek sou sê dieselfde met patriargie. Dit wat die Here gemaak het, en wat ons duidelik sien wat in die skrif geopenbaar word, dis mooi. Maar dit is mense se sonde, wat 'n lelike verwronge weergawe daarvan in die geskiedenis al laat voorkom het. Ja, so net so vinnige opsomming. So die vrou se rol word nie eksplisiet in Genesis 2 genoem nie. Dit is so. Maar mens kan daai duidelike afleidings maak van sy se kameraad het metgesel vir hom, want hy was alleen, en dan is hy nou 'n metgesel, en dan is sy dan ook die gewer van lewe. Dit is tog wat Eva beteken, is die gewer van lewe, wat dan wys sy moet hom help ook in hierdie taak van om vrugbaar te wees en te vermeerder en die aarde te vul. So kom ons gaan dan nou bietjie meer in detail na die vrou se rol na die sondeval. Hoe die vrou se rol, hoe lyk dit na die sondeval, het dit begin verander? So, ek sou net weer, as dit 'n skepingsorde is, dan verwag ons dat dit sal aangaan na die sondeval, want dit bly skepping. Die vrou bly 'n skepsel. Ja. So daai orde sal daar bly. Ons verwag om te sien hoe die sondeval iets daarvan affekteer. So, kom ons kyk. Die vrou het haar rol gekry in verhouding tot haar man, en 'n groot deel daarvan is om kinders te baar en dat hulle groot gemaak moet word. En so dis nie net om kindertjies te kry nie, die kindertjies moet groot gemaak word. So sy kan nie net 'n babietjie baar en dan los jy die babietjie daar nie. Die babietjie, dis deel ook van daai fisiese verskil. Die man is sterk gemaak om te werk en te beskerm. Die vrou het 'n baarmoeder, die man nie het nie. Die vrou het borste waarmee sy kan melk gee vir die kleintjie. So die Here het haar gemaak ook vir kinders. Vir versorging. Vir die kinders, dat die kindertjie gebore moet word en dat die kindjie nadat die kindjie gebore word, versorg moet word en kan opgroei. So dis hoe die Here haar fisies gemaak het, is terwille ook van die nageslag. Ja, dit is so waar. Goed, so nou sien ons hoe sy moet die kindertjies kry, sy moet vir hulle sorg, en wat gebeur dan nou by die sondeval? Dan sien ons dat soos by Adam, waar sy straf, die gevolge van sy sonde, het te doen met dit wat sy plig was voor die sondeval.
So sy plig was om die tuin te bewerk en te bewaak. En nou gaan hy aangaan om te bewerk, maar in plaas van vrug gaan dit dikwels vir hom dorings en distels voortbring. Maar die vrou het dit iets van dieselfde, dat sy gaan nog steeds, hulle moet nog steeds vrugbaar wees en vermeerder en die aarde vul. Daar gaan voortgaan, maar nou gaan dit ook gepaard gaan met pyn. By hom was dit met sweet, hy gaan hard werk, met sweet gaan hy, nou gaan sy met pyn, gaan sy kinders met groot moeite, gaan sy kinders in die wêreld bring. So, Nee, jammer, sê maar. Ja, nee, ek dink mens sien net daar, die orde gaan voort. Dis Weer, reg. die orde bly daar, maar jy sien die gevolge van die sondeval op die orde. Dis moeiliker. Dit raak swaarder om dit wat die Here jou voorgemaak het om dit te gaan lewe. En in terme van kindersbaar, dan sien mens in die Nuwe Testament, dit is wat godvreesende vrouens ook gaan wil doen. En as jy kyk daar in 1 Timoteus 2 vers 15 is juist, en ons het 'n rukkie terug ook na daardie teksvers 'n bietjie gekyk, maar dit is deur kinders te baar wat die vrou dan groei in heiligmaking. Kom ons som dit maar nou so op. En so die punt is dan dat die vrou wil ook kinders baar as die Here die Here dit vir ons so gee. En dan uiteindelik, en dit is die groot eer van die vrou is ook dan om te weet, dit is deur die vrou wat die Messias uiteindelik gebore is, wat die slang se kop vermorsel het. Dit is 'n wonderlike roeping wat die vrou dan ook sien, dit is die taak wat sy kry, elke vrou vandag, dis deur daai taak wat Jesus gebore is. Ja. En dan sal sulke goed, en dan sal ook na jou man sal jou begeerte wees, maar hy sal oor jou heers, word ook vir die vrou gesê. En daar sal 'n partykeer dit word veral gebruik deur die feministe om te sê, maar sien dit is waar patriargie vandaan kom. Hy sal oor jou heers. Sien, dit is in die sondeval. Dis die verkeerde heers. Ja. Maar so dat jy moet dit nou, dis nie wat hulle sê nie. Hulle sê enige heerskappy. Dis nou wat die feministe sê, is nie wat ek sê nie. Feministe sê enige heerskappy kom van daar af. Hy sal oor jou heers. Dis in die sondeval. En wanneer Christus kom, dan is hy besig om daai weer tot niet te maak. So dan moet daar nie enige manlike heerskappy wees nie, want hy maak daai tot niet. Nou goed, maar mense moet nou vra, en ek dink ons het dit die vorige keer ook 'n bietjie na gekyk, maar wat beteken daai taal? En jy kry dit duidelik dan in die volgende hoofstuk, in hoofstuk 4, waar Kain, wat terloops, hy is die eerste mens wat vervloek is, nadat hy vir Abel vermoor. Maar voordat hy dan Abel vermoor, dan waarsku die Here om oor die sonde wat nou al vir hom 'n versoeking is. Dan sê hy, die sonde lê en loer by die deur, sy begeerte is na jou, maar jy moet oor hom heers. Ja. Dis presies dieselfde taal as wat gebruik word hier vir die vrou teenoor die man. So kom ons dink dan nou oor daai prentjie. Die prentjie daar is van 'n gevaarlike roofdier wat sy begeerte is om vir Kain te vang en sy greep te kry en sy mag te kry. Maar dan sê die Here vir Kain, jy moet oor die sonde heers. Die sonde moet nie oor jou heers nie. Jy moet oor die sonde heers. En hier sien mens dan nou hoe die deel van die gevolge van die sondeval is juist dit wat mooi in harmonie was tussen die man en die vrou, waar die man hoof was, die vrou hulp was, dit was pragtige harmonie, hoe dit nou ook versteur word as gevolg van die sonde, waar die vrou wil nie onder haar hoof wees nie, sê hy is die teendeel, haar begeerte, soos die sonde se begeerte was na Kain, om oor Kain in sy greep te kry, Kain onder hom in te kry, soos die vrou se begeerte na haar man, maar hy sal oor jou heers. So jy sien juis hierdie wat eintlik leef in die harte van die feministe, sien jy juis as dit is die gevolge van die sondeval. Ja. Die feministiese idees van
vrouens wat oor die manne moet kom, gelyk maar eintlik oor die manne moet kom, hulle begeertes is eintlik om die manlike rol in te neem. Ek dink dit is juis wat by die sondeval, dit is wat by die sondeval begin. Ja. En daarom dat jy dan die tekste kry in die Nuwe Testament van gelowiges wat deur die krag van die Heilige Gees wederbaar word, gelowige vroue wat wederbaar word, dat daai ou orde word herstel. Ja. Nie dat die ou orde van manlike hoofskap, vroulike hulpskap, dat dit omvergewerp word en dat die manne dat daar nie patriargie moet wees nie. Dis juist die teendeel. Wanneer daar tekste is wat praat van vroue wat wedergebore is onder die krag van die Gees, dan is dit daai is nie daar nie. Ja. So jy het byvoorbeeld Titus 2 vers 4 tot 5, dat die ouer vrouens met die jonger vroue leer om versigtig te wees, hulle mans en kinders lief te hê, ingetoe te wees, kuis, huislik. Ja, en ek kan miskien net daar noem met die huislik asseblief, ja. is die Griekse woord oikurgia. Nou daai woord kan jy op twee opdeel, oikos wat huis beteken en ergo wat beteken werk. So is eintlik huiswerk. En die woord huislik, dis moeilik om eintlik te verstaan wat bedoel iemand as hulle sê hy is huislik, maar of liewers die vrou is huislik. Die ander woord wat baie keer gebruik word is die vrou is dan 'n tuiste skepper. Maar in die woord self, en so is nie noodwendig dat huislik of tuiste skepper verkeerd is nie, maar dit is miskien goed om dit self direk te vertaal en te sê werkers by die huis. Want ek het al baie hierdie teks in die verlede oorgelees en nie besef, dit is wat daai huislik beteken nie, die vrou is juis geroep om daardie helper te wees vir die man, en die manier hoe sy dit dan kan doen is om daar in die huis, vir die huis te sorg, die werker by die huis te wees. Interessant genoeg, die ESV sê ook dit direk so vertaal, sê werker by die huis. Ja, hulle het direk so vertaal wat eintlik sinvol is, dink ek. Ja. So daar is 'n baie belangrike woord, huislik of werker by die huis. En dan wat daarna volg is goed en aan hulle eie mans onderdanig. Ja. Hierdie praat nie, Paulus is nie besig om hier te praat van mense wat maar net moet inval by 'n sondige, gebroke kultuur, orde, wat eintlik tot niet gemaak moet word nie. Dis reg. Hy's besig om hier te praat van vroue wat deur die Gees wederbaar is en wat hulle pligte as vroue getrou moet uitleef. Hy's besig om te sê hierdie is hoe jy moet leef as vrou. En dit is hoe die Here jou maak, dit is hoe hy jou ook herskep, is om hierdie weer reg te doen. Ja, hierdie gaan goed wees vir jou. Ja. En dis ook dan vir die man en vir geslagte. Ja. So 'n soortgelyke teks is dan nou 1 Timoteus 5 vers 14. En dan praat dit nou van die jong weduwees. Dan sê dit die jong weduwees moet trou, kinders baar en hulle huise regeer. Wil jy ook ietsie sê oor daai woord, huise regeer? Ja, so dit kan bietjie verwarrend wees. Miskien sou dit beter gewees het om te sê bestuur. En die rede daarvoor is, want iemand kan nou vra, maar goed, is daar nie ander gedeeltes in die skrif wat praat van die man moet ook die huis regeer nie. En dit is so, mens sien dit in 1 Timoteus 3, waar dit die eienskappe van 'n ouderling moet wees, dat hy ook goed oor sy huis regeer en so aan. Maar daardie Griekse woord wat daar gebruik word, is 'n ander Griekse woord, is proistemi. En daar beteken dit regeer of aan die hoof, waar hierso met die weduwee in 1 Timoteus 5 vers 14 is dit 'n ander Griekse woord, dis daai oikodespotein, en daar gaan dit meer oor bestuur. Dit is die huishouding word bestuur, of die huis te hou. So dit is verskillende Griekse woorde, wat ongelukkig nou dieselfde vertaal is, wat nie nou baie gehelp het nie. Maar dis hoekom ek ook dit seker maar belangrik is om maar terug te gaan na die skrif en te kyk hoe word die woorde gebruik in watter kontekste. Maar goed, jy kon dit eintlik ook so afgelei het deur net tekste met mekaar te vergelyk. Dan sal mens in elk geval seker, selfs in die Afrikaans kon die afleiding maak, hierdie regeer
dat die vrouens die huis regeer beteken nie leierskap bo die man of wat ook al nie. Ja. Maar sien hoe mooi is dit, hoe dit weer te doen het met die vroue, trou, kindersbaar, kyk na die huishouding, Ja, kyk na binne. ja, En so is dit, dis die tema wat jy die hele tyd kry. Dat die man gaan uit, werk, bring in, en so hy is besig om te bewerk, hy moet bewaak, hy moet oppas, hy moet beskerm. Die vrou se fokus is na binne die huishouding. Dis die man wat uitgaan en inbring, die vrou kyk na die sorg na dit wat binne is. ja. So die vrou se roeping is primêr huisgerig. Huisgerig, ja, dis die ding. Natuurlik, weet ons nou as gevolg van die sondeval, is dit in baie gevalle moeilik. As jy nou kry, byvoorbeeld dis 'n man en 'n vrou, hulle trou, hulle kry kinders en dan gaan die man dood op 'n jong ouderdom, en dan sit die vrou nou met 4 kinders of wat ook al, wat eintlik in my familie al gebeur het, eintlik 'n paar keer, en jy weet in die geskiedenis, die voorgeslagte, en dan is dit natuurlik daar, soos wat nou ons eintlik gesien het in daai 1 Timoteus 5 vers 14, is dat dan moet die weduwees trou, as hulle kan natuurlik, maar goed, kom ons sê daar is nie 'n man wat met haar wil trou nie, dan moet sy moet ergens inkomste moet kry vir haar kinders, en dan kan sy in daai opsig buite die huis werk, maar die primêre taak vir 'n vrou as sy getroud is huisgerig. Dit is so, ons moet daarby bly, dit is die beginsel, en daai sien mense by Spreuke 31 as voorbeeld, waar die vrou die deegsame vrou sorg vir haar gesin en goeders, maar alhoewel die primêre fokus natuurlik die huis is, in daai geval kan sy ook inkomste maak, en daar is inkomste in Spreuke 31 vers 18 wat sy maak, so dis nie noodwendig absoluut verkeerd dat die vrou nie inkomste maak nie, maar die primêre gerigtheid is die huis. Iets wat ek nou ook aan dink, dis in die boek nie, maar toe jy nou praat oor in hierdie gevalle wêreld waar daar dood is, en hier's 'n huwelik, die man sterf, wat moet hierdie weduwee nou doen, waar sy sit, sê maar met 4 kinders, en wat moet sy nou doen? Jy kry oor en oor in die Ou Testament hoe die Here, een van die redes waarom hy sy volk onder oordeel bring, is omdat hulle nie vir die weduwee sorg nie. Dis reg. En dis nogals belangrik om te sien, dis nooit, ek is nie bewus van een teks waar daar staan, omdat julle nie vir die weduwee en die weewenaar sorg nie. Dis reg. Die versorging is nooit ook vir die weewenaar nie. Nee. Want wat wil ek veronderstel? Hy moet uitgaan en hy moet werk en hy moet self sy brood gaan verdien. Maar sy moet versorg word. En hier is dan nou 'n samelewing wat hierdie nood sien, van hier's 'n vrou, haar man is dood, sy het nood, en as hulle 'n blinde oog daarvoor het, hulle hart is hard en hulle gee nie, dan sê die Here, ek sal kom haar regsaak hanteer oor julle. Hy bring die oordeel oor hierdie mense wat nie die weduwee versorg nie. Dis nou die weduwee en die weeskinders. So dis heeltyd daai twee. So in 'n wat wil jy eintlik sien, is 'n Christelike gemeenskap wat selfs in daai geval nie haar uitlewer om te moet gaan werk ten koste van haar kinders nie. Maar 'n Christelike gemeenskap wat sê, ons gaan intree. Ons gaan hierdie vrou onderhou, dat sy haar kinders kan grootmaak, en dat sy nog steeds eintlik nie in haar lewe eintlik enigiets verander nie. Ja. Die Here het voor haar man se dood, het hy versorg deur haar man, en na haar man se dood het hy versorg deur die ander manne van die gemeenskap, wat gee, barmhartig is, Ja. oor hierdie vrou met die weduwee en die weeskinders. So dis my so opvallende ding, dat die Here sê nooit versorg die weewenaars nie. Ja. Dis altyd die weduwee en die weeskinders. Nou, ek het self iets hiervan nogal
baie konkreet beleef, redelik onlangs, so rukkie terug. Toe was ek in die veld, ek doen baie werk as 'n stokperdjie, en toe kry ek al die simptome van 'n hartaanval. En ek het daar gesit en gedink, hier is nou waar ek sterf, vanaand, hier op 'n plaas in die Noordwes, in die middel van die nag. En dit was, in 'n sin was dit 'n lieflike ervaring, want jy is nog helder, jy dink, okay, dit is nou enige oomblik, en dan sien ek die Here, wat 'n wonderlike vooruitsig. Maar jy is nog helder genoeg om te kan bid. So, jy sit daar en ek praat met die Here en ek wag nou. ek voel hierdie kom nou en wat kan jy nou doen? Hartaanval, wat gaan ek nou doen? Ek weet nie wat kan ek doen met dit nie. En toe een van my gebede was, Here, ek gee my vrou en my kindertjies oor in die hand. En ek het klaar gebid, toe sit ek so 'n bietjie en dink daaroor, toe besef ek het nou verkeerd gebid hier. Want dit is so asof hulle in my hand was. Ja. En ek hulle was myne, hulle was in my hande, en nou gee ek hulle oor in die Here se hande. En toe was dit so lekker om weer te mag bid en te sê, Here, hulle is nog altyd in die hande. Jy het net, ek het nou gedink daai aand, jy het net tot nou toe vir hulle gesorg deur my. Ja, dis reg. En maar ek vertrou dat U sal aanhou sorg dan nou deur ander. Nou die Here se genade was dit toe nou nie daai aand, die laaste aand nie. Was nogal 'n redelike aanpassing om weer te aanvaar. Okay, jy gaan nie nou by die Here wees nie. Jy moet nou weer daai hele kop skuif weer terugmaak. O nee, jy moet nog hier bly. Wat moet ek môre gaan doen? Maar ja, so maar dit is opvallend, want mense dink baie keer die onreg teenoor die weduwees is dinge soos uitbuiting of dit is dit ook 10-1. Maar die onreg teenoor die weduwees is dat daar nie vir hulle gesorg word nie. En die Here sien dit. Ja. So dit is ook belangrik om daai klem te sien. Maar dis albei, nee, want dis versorging, dis dan weer daai, dis versorging en beskerming. By die uitbuiting is dat hulle word nie beskerm van mense wat hulle vyhandig is nie. Dis reg. Waar die man sou dan eintlik moes opstaan en sê, nee, jy gaan nie my vrou uitbuit nie, maar nou het sy het nie 'n man nie. So sy is uitgelewer, sy is die samelewing, die manne van die samelewing moet so deurdring wees van die gees, so ywer hê vir gehoorsaamheid, dat hulle sê, ons gaan hierdie vrou beskerm, vrou, die weduwee en die weeskinders beskerm. So dis albei daai, die samelewing moet Christelik wees, sodat hulle die weduwee en die weeskind versorg en beskerm. En so as dit nie gebeur nie, en dit dwing die vrou dan om dan te krepeer en hulle selfs die weduwees en die weeskindertjies sterf as gevolg van broodgebrek, of sy moet die moeilike keuses maak, dat sy gaan nou uit en sy verdien 'n inkomste, maar dit is tot nadeel van die kinders en so aan. Dit is 'n aanklag teen die samelewing. Ja. Dat die kerk en die dorp is veronderstel om regtig hulle te ontferm oor die weduwee en die weeskinders. Ja, en dan so ons wil nie hê weduwees moet in daai situasie sit nie. Ons moet hard moet regtig wees vir die wees en die weduwees en die weeskinders. Nou die situasie nou van 'n vrou wat getroud is in die huisgesin, sy kan natuurlik op 'n manier inkomste genereer, alhoewel dit nie haar primêre taak moet wees nie, maar haar primêre taak is om huisgerig te wees. En dan en ek dink die inkomste genereer sal in daai doelwit val dan. Kom ons sê dit gaan swaar met die huisgesin en sy kan 'n bietjie inkomste inbring om, kom ons sê die man is afgedank of wat ook al, daar is verskillende scenario's. Dan kan sy inkomste genereer, of as sy ekstra tyd het, miskien is daar die kinders is uit die huis uit of wat ook al. Maar goed, dan het sy ook die roeping om as daar klein kindertjies is, weet daar te help en so aan. Maar wat die beginsel wel is dat sy nooit ten koste van haar ander huislike pligte dan daai inkomste probeer kry nie. Daai is nogal 'n belangrike beginsel om te onthou. Maar net weer eens by hoe ons geskep is, die man is geskep om sterk te wees. Hy is sterk en hy moet die inkomste genereer. En
die vrouens se liggame is so geskep om dan daai kinders te baar en groot te maak. Ja. Nou, ja, wil jy nog ietsie daarby byvoeg? Nee, ek dink ons kan nou hier kom by die slot van die hoofstukkie. En dit kom by die laaste, dis 'n kort paragraafie en dit is die skepping oortref die kultuur. En dit kom nou weer terug na daai eerste groot vraag. Is hierdie patriargie, is dit begrond in 'n sondige kultuur wat Jesus kom ook om ons te verlos daarvan? Of is dit begrond in 'n skepingsorde, iets wat die Here ingestel het in Genesis 1 en 2 en wat jy sien deur die res van die skrif? En ek dink dit is duidelik. Ja, Dit is begrond in Genesis 1 en 2, die Here het dit ingestel, en mens sien dit oor en oor, hoe dit voorkom in die res van die skrif, hoe dit onderhou word. Mens sien die gevolge van die sondeval, en hoe daar moeilike nagevolge is, as gevolg van die sondeval. Dit maak dit moeiliker om jou roeping uit te leef, die man sal met sweet werk, en hy sal nie altyd vrug kry van sy arbeid nie, hy gaan dorings en distels kry. Dink nou as jy moes dink, dit wat jy voor gewerk het, moes dit wees wat jy eet. Gaan die dorings en distels eet. ja, En waar die vrou, ek weet nie hoe sou die baar gewerk het, sure, maar dit sou sonder pyn wees. dis reg. Sou sonder moeite wees, wat die kindertjies gebore word. En dit is een van die groot goeters wat kom met kinders kry. Hoeveel vrouens het al gesterf ook, wanneer hulle kinders in die wêreld bring deur die geskiedenis heen. So dit het verrykende gevolge, die sondeval, maar die orde bly daar, en jy sien ook in die Nuwe Testament hoe dit mooi bevestig word as die Heilige Gees, tekste wat praat van die Gees, hoe die Gees werk in gelowige manne, gelowige vroue, hoe dit net weer bevestig. Hierdie is hoe ons veronderstel is om te leef. En dat dit wat die vertrekbeginsel is by die feminisme, hoe dit eintlik dan is, wat jy vind by die sondeval, dit het sy oorsprong daar. Dit het nie sy oorsprong voor die skepping nie. En dit wat Jesus dan kom doen, deur die werk van die Gees, is jy die teenoorgestelde is wat die feminisme wil bereik. Ja, nee, dankie Dani. Ek dink ons kan daar afsluit. Dankie vir hierdie, en ja, mag ons met Leo Moed hierdie skrif waarhede ook deel maak van onsself, en so vir ons koning Jesus lewe, mans en vrouens.